Prinsessers, ons is besig met ons reeks Vind jou hoed. Ons het in die eerste week gekyk na die groen hoed van die apostel. Dit is diegene met die gawe om nuwe grense vir ons oop te breek, nuwe geleenthede raak te sien. Die met die blou hoede op, die profete, wat weer die kerk terugroep na die waarheid van die evangelie, na die Bybel, na die woord toe. En dan die met die geel hoed is die met die gawe van evangelis het. Dit is om mense te bedien met die evangelie van Jesus Christus, om nuwe mense in te nooi in die gemeente in. En vandag is ons dan by die gawe van die herder, die met die groen hoede op. Dit is die pastors, die oppassers van die gemeente. Voordat ons verder gaan, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Loof die Here uit die hemel. Loof hom deur wie ons bestaan. Loof hom engele, hemele wesens. Loof hom son en prys hom maan. Kom en loof hom. Kom en prys hom. Kom en loof die Here se naam. Amen. Ek groet julle, gemeente van die Here, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons lees saam met Johannes 21 vanaf vers 15. Die opskrif van die gedeelte is Petrus kry opnuut sy opdrag. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. En Jesus vra vir hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: volg my. Ons lees dit tot daar. Om te verstaan wat hier tussen Petrus en Jesus gebeur, moet ons teruggaan na die begin van Petrus se storie met Jesus. In 3 van die evangelies, Matteus, Markus en Lukas, word vertel hoe Petrus geroep is terwyl hy besig was om vis te vang saam met sy pa. Ons het al by baie vorige geleenthede het ons nagedink oor die roepingsverhaal van Petrus. So ek wil julle net nou vinnig daarin herinner, nie weer in diepte daarop ingaan nie. Maar hulle het die hele nag op die skuite geswoeg, niks gevang nie. En toe die son opkom, die dag, toe kom Jesus langs die see afgestap, en hy roep na hulle op die skuite: het julle vis gevang? En hulle sê: nee, niks nie. En toe sê Jesus: maar gooi julle net aan die ander kant uit.
wat eintlik 'n simpel opdrag is, want dit gaan ons nou nie 'n verskil maak of jy jou nette aan die bakboord of die stuurboordkant van die skei uitgooi nie. As daar nie visse is nie, is daar nie visse nie. Maar so skryf Matteus, Markus en Lukas, wanneer hulle hom gehoorsaam, toe hulle nette optrek, was hulle nette so vol vis gewees dat die nette byna geskeur het. En na hierdie wonder dan roep Jesus vir Petrus, wat in daardie stadium nog Simon genoem is, roep hy hom met die woorde, volg my. En lees ons, Simon los sy nette en sy pa net so, en hy word 'n disipel van die rabbi met die naam Jesus. Petrus, die disipel met wie baie van ons so identifiseer, want hy was die disipel wat met sy hart en nie sy verstand nie dink. Wat eers doen en dan dink. Petrus wat uit die skei klim en op die water loop, totdat hy begin twyfel en dan sink. Petrus wat toe hulle Jesus gevange wou neem, die oor afgekap het van een van hulle wat Jesus wou gevange neem. Toe Jesus by die laaste ete saam met sy disippels aan tafel is en hy die voete van sy disippels begin was Petrus die enigste wat gesê het, nee Here, ek kan nie dit toelaat nie. Terwyl Jesus sy disippels voorberei op die feit dat hy gekruisig sal word, dat hy gaan sterf en uiteindelik sal weggaan, sê Jesus vir hulle, waarheen ek gaan, kan julle my nie volg nie. En Petrus is so voortvarend, hy is so selfversekerd, dat hy sê, maar hoekom kan ek nie volg? Here, ek is so lief vir u, ek sal my lewe vir u aflê. En dan vra Jesus vir hom, Petrus, sal jy regtig jou lewe vir my aflê? Hy sê vir hom, om die waarheid is nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. En Petrus sê, daar is 'n manier nie. En al die disippels sê, Petrus, nooit nie. Petrus is so toegewyd aan u. Hy is so 'n goeie Christen. Hy sal nooit aan u ontrou wees nie. En dan word Jesus gevange geneem en terwyl hulle besig is om hom te ondervra en te verhoor by Kajafas, dan herken 'n diensmeisie vir Petrus en sy sê vir hom, nou jy is mos een van die disippels van hierdie man. En Petrus, so bang dat hulle dalk vir hom ook sou gevange neem, sê vinnig, nee, ek is nie. En dan gaan staan hy buite eerder by die manne by die vuur, en daar saam met die manne om die vuur, vra een van die ouens vir hom, maar jy is mos 'n volgeling van die rabbi Jesus, is jy nie? En Petrus sê, nee, wat jy waar kry? Ek ken hierdie Jesus ou glad nie. En toe nadat die derde ou vir hom gevra het, maar het ek jou nie dan by Jesus in die tuin gesien nie? En Petrus het weer ontken. En die haan kraai. Toe besef Petrus, hy het die toets gedop. Hy het Jesus verloon. En dan word Jesus gekruisig en die disippels kruip weg, bang dat hulle ook doodgemaak sou word. En uiteindelik, terwyl hulle so wegkruip, sê hulle vir mekaar, wel, dalk is dit beter as ons teruggaan na ons ou lewens toe en gaan visvang en maak asof dit nie gebeur het nie. Hulle kans om self rabbies te word oënskynlik verby. So glo Petrus, oortuig daarvan dat hy klaaglik as disipel van Jesus misluk het. Al wat vir hom oorgebly het, was om maar weer te gaan visvang.
En dan loop hulle letterlik 250 km van Jerusalem af, loop hulle terug Galilea toe, terug huis toe, druipstert. Kan julle dink hoe die locals hulle gespot het? Hierdie ouens wat die rabbi gevolg het, hoog gevlieg, hard geval, losers, drop-outs, kon nie die kat maak nie. En die disippels weet, Jesus is dood. Ons het geval. Ons het misluk. En dan in Johannes 21, daar in die eerste paar verse van Johannes 21, begin ons lees, gaan vang hulle vis op die see van Tiberias. Maar raai net, so vertel die Johannes evangelie skrywer nou, vang hulle die heel nag geen vis nie. Petrus moes seker gedink het, ek is nie net 'n mislukking as 'n disipel van Jesus nie, ek is selfs 'n mislukking as 'n visserman. Dit wat ek gedink het ek kan doen, ek kan nie dit meer doen nie. En toe die oggend vroeg, stap daar 'n vreemdeling op die strand. En ek kan my indink dat Petrus en die ander disippels moes gedink het, maar laat mens nog eens dink aan Jesus. Het lyk soos Jesus, maar het kan toch sekerlik nie Jesus wees nie. Want Jesus is dood. En Jesus het in Jerusalem aan ons verskyn. En dan roep die man, het jy 'n vis gevang? En Petrus moes by homself gedink het, het klink so bietjie soos Jesus. En het voel so bietjie soos déjà vu. Waar het ek al hierdie ervaring gehad? En hulle antwoord die man, net soos die vorige keer, nie een enkele vis nie. En net soos die vorige keer, sê vir hulle, maar gooi hulle net aan die ander kant uit. Wat? Het kan mos nie wees nie. Dis net soos die keer toe ons as disippels geroep is. Okay, Jesus? En hulle gehoorsaam om dadelik weer. En net soos die vorige keer was hulle nette vol visse, so vol dat die nette byna geskeur het. En nou weet hulle, dit is Jesus. En ek kan dink dat dit vir hulle effens weird was, want hulle was nie daar toe hy gekruisig is, net Johannes was daar gewees. En Johannes het vir hulle gesê, maar Jesus is dood. En ja, Petrus en die ander het hom daarna al 3 keer gesien na sy opstanding. En hulle moes gesien het, die gat in sy hande, die gat in sy voete, die wond in sy sy. Maar dit is nie asof Petrus nog rondgegaan het en dit vir mense vertel het nie. Want mense wat met dooies praat, julle weet wat gebeur met mense wat met dooie mense praat. Hulle word toegesluit in hospitale. Maar hier is Jesus op die strand. So ek probeer om in hulle koppe in te kom, maar hulle moes gedink dit is seker 'n spook, is 'n gees. En dan kom hulle op die strand en dan brand daar 'n vuurtjie. 'n Lekker visbraai op die strand. Net soos wat hulle seker 'n paar keer van tevore moes gedoen het saam met hom. Ek kan my indink dat die atmosfeer rondom daardie vuurtjie aanvanklik so bietjie stram was. Hulle het al verwag dat Jesus hulle sou skel, sou verwyd, sou blameer, sê hoe teleurgesteld hulle in hom is, hy in hulle is. Maar dan lag Jesus en hy sê, kom aan manne, bring daar 'n paar visse, die kole is reg. En hulle hou hierdie lekker strandbraai en Jesus is nie 'n spook nie, want
'n spook kan nie eet nie, en Jesus eet saam met hulle, hy leef regtig. En wat meer is hy skeld hulle nie, hy verwyd hulle nie, hy kuier net saam met hulle. En almal begin stadig gaan gemaklik raak. En is lekker, dis soos die ou dae, toe hulle 12 nog agter hom aangeloop het. Almal het seker ons van behalwe Petrus. Want Petrus moes vir homself gedink het, waar was ek nou laas langs so 'n vuurtjie? O ja, toe ek laas by so 'n vuurtjie gestaan het saam met manne, het ek Jesus verloon. Maar Jesus moes nie daarvan weet nie, of kan hy? O ja, Jesus weet alles. So almal ontspan behalwe Petrus, en hy kon seker nie 'n lekker aptyd gehad het. Hy kon nie vir Jesus in die oë kyk nie. Ek vind hy kon skaars die ander disippels in die oë kyk. Daar was hierdie olifant op die strand. Petrus se mislukking. Ek het as disipel gefaal. Ek het as leier misluk. Ek het droog gemaak. Ek het nie geleef soos wat ek moes nie. Ek het nie die voorbeeld gestel wat ek moes nie. En dan kom staan Jesus by Petrus. En hy keer hom half in 'n hoek vas en hy sê vir hom: Simon, seun van Johannes. En Petrus moes ijskoud geword het. Wil julle verstaan nie, dit was jare laas wat hy hom dit genoem het. Jesus het hom nooit Simon genoem nie, hy het hom die bynaam Petrus gegee. Rots, klip. En weet jy, was dit omdat hy 'n klipkop gehad het, of omdat hy so standvastig soos 'n rots was? Petrus moes gedink het, wel, kan nie meer laasgenoemde wees nie, want standvastig is ek nie. Daar kan net een rede wees waarom Jesus hom weer Simon, seun van Johannes sou noem. Of hy's vir hom kwaad, maar dit lyk en klink nie asof hy kwaad is nie. Of dit is dat hy vir Petrus wil herinner aan sy roeping. Jesus vra eintlik vir Petrus hier: wil jy my nog volg? Sien jy nog kans? Dan vra Jesus vir hom: het jy my baie lief? Ja, antwoord Petrus: Jesus, u weet dat ek u lief het. So laat my lammers by. Het was nie vreemd dat Jesus na sy volgelinge as skape verwys het nie. Ek meen, hy het dit van tevore ook gedoen, maar in die verlede sou hy na homself as die herder verwys het. En nou sê hy vir Petrus: as jy my lief het, as jy regtig so lief is vir my soos wat jy sê, dan moet jy my lammers laat by, dan moet jy van nou af die herder wees. Met alles wat daarmee saamgaan, net soos wat ek die herder van my skape is. Jy moet bereid wees om jou lewe vir hulle af te lê. En dan vra Jesus weer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Here, u weet dat ek u lief het. Nou pas my skape op. Derde keer. Het jy my lief? Hoekom 3 keer? Want hy het hom 3 keer verloon. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, u weet dit, u weet alles. En dan sluit Jesus af met 'n profesie: ek weet inderdaad alles. Jy gaan my so lief hê dat jy gaan swaar kry, maar jy gaan dit vir my wil doen. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie, maar ek weet jy sal nie weer weghardloop nie. Jy sal my nie weer verloon nie. En volgens oorlewering het Petrus die Here so gedien, het hy die kerk so gedien, tot die einde toe volhard, dat hulle hom onderste bo gekruisig het, omdat hy gesê het, hy het dit nie werd is om op dieselfde manier te sterf, as sy Here nie. En dan,
Terwyl Jesus hierdie voorspelling maak, of nadat hy hierdie voorspelling oor Petrus se lewe gemaak het, dan sê hy vir hom, maar Petrus, hou aan om my te volg. Hy nooi hom weer uit. Volg my, hou aan. So wat sê die gedeelte vir ons? Die eerste ding is, Jesus herstel vir Petrus as leier, selfs nadat hy misluk het. Hy was, Petrus wat altyd so vol bravade was, maar toe die pop op die fan stryk, paniek hy en drop hy vir Jesus net daar. Dis asof Jesus hom wil vasstrek, wil vertroos en van wil sê, toe maar, 'n mislukking maak nie van jou 'n mislukking nie. Jou mislukkings maak nie van jou 'n mislukking nie. Dit diskwalifiseer jou nie. Dit definieer jou nie. Dit verander nie God se plan vir jou lewe nie. En dit is vandag wat Jesus vir elkeen van ons wil sê. Hy stel ons aan as herders. Die Gees roep ons, ongeag jou gebrokenheid. So wat maak jy met jou mislukkings? Hoe maak jy jou foute reg? Sommige mense sê mos, ek kan nie ander help nie, want ek sukkel self te veel. En as ons soos die wêreld was, kom ons sê dit net vir mekaar, dan was dit verseker so. As jy nog self sukkel met iets, dan kan jy nie ander help nie. Maar die feit van die saak is, die evangelie sê vir ons, het hierdie omgekeerde waarde wat vir ons leer, kan jy regtig iemand help, as jy nie self dit verstaan nie, as jy nie verstaan hoe dit voel om te sukkel nie. Net die wat self misluk het, kan ander help, nadat hulle misluk het. En ten spyte van jou mislukking, skryf God jou nooit af nie. Petrus se mislukking was deel van sy opleiding, dit was deel van sy toerusting. Dit maak van hom 'n toegewyde dienswerker en een wat 'n hart het vir gemeentelede wat soos hy gesukkel het. In reaksie op iemand se verbasing dat hy 'n graad in die laerskool gedryf het Winston Churchill blykbaar gesê, I never failed anything in my life. I was only given a second opportunity to get it right. Die geskiedenis leer vir ons dat ons God se erfgename is, nie deur ons volmaaktheid nie, maar deur sy liefde. Dis wat Jesus hier vir Petrus wil leer. Dat dit gaan oor Jesus se onvoorwaardelike liefde vir hom. Jesus se liefde vir hom gaan hom energie gee. Nie Petrus se liefde vir Jesus nie. Jesus gee tweede en derde kanse. Die tweede ding wat ons vandag leer hieruit is, Jesus herbevestig Petrus se unieke opdrag en roeping. Al het hy hom verloon, het Petrus nog steeds die opdrag gekry om herder van die gemeente te wees. En so weet ek, roep die Here baie van ons, baie van julle, om herders te wees. Jesus roep herders om ten spyte van hulle voete van klei, hulle gawes te gebruik. Die feit dat jy misluk, diskwalifiseer jou nie om jou unieke opdrag uit te voer nie. Inteendeel. Laat my lammers wy, pas my skape op, laat my skape wy, is Jesus se plan vir jou. Net soos Petrus word diegene met die groen hoed aangestel as herders, as pastors van die gemeente. Julle is verantwoordelik vir die gesondheid, die welsyn van die gemeente. Herders is versorgers, hulle is sensitief vir mense se seer. Verhoudings is vir hulle belangrik. En mense wat uitgesluit voel of uitgesluit is, word deur die herders ingetrek. Herders speel 'n verskriklike belangrike rol in die opbou
die toerusting van die gemeente. Hulle sien om na lidmate wat seer gekry het. Hulle besoek mense wat siek is, mense wat deur 'n moeilike tyd in hulle lewe gaan. Ja, hulle maak dalk deel uit van ons georganiseerde pastorale bediening, maar dit is ook mense wat dit sommer net spontaan doen. Dis daardie mense wat gereeld gaan tee drink by mede-lidmate. Hulle sien die nood en die behoeftes van gemeentelede raak voordat enigiemand anders dit raak sien. Jy sien hulle nie eens altyd werk nie, want hulle werk baie keer agter die skerms. Hulle is omgee mense. Hulle help om goeie verhoudings tussen die verskillende tipes mense in die gemeente te skep. Hulle skink tee, hulle was koppies, hulle bak pannekoek. Derde ding wat ons hier moet raak sien is, Jesus wil hê Petrus moet verstaan dat liefde die begin is van alle opdragte aan die herder. Hoekom doen herders dit wat hulle doen? Omdat hulle die Here liefhet. En omdat hulle die Here liefhet, het hulle ook sy kudde lief. Liefde, opofferende liefde is die basiese kwalifikasie vir diens. Jy moet mense wil verstaan. Jy moet die gawe van gasvryheid hê. En jy maak 'n verskil in mense se lewens deur vir hulle lief te wees. 'n Gemeente kan nie sonder herders funksioneer nie. En so al is dit ook nie vandag jou hoofhoed nie. Glo ek, daar's baie van julle wat ten minste groen kolle op julle hoede het. Jesus sê eintlik vir ons almal, fokus van nou af op my liefde vir jou en gaan vertel van my liefde vir die ander skape. Amen. Kom ons bid saam. Herder Heer, U is die een wat vir ons lei na waters waar rus is, wat ons versorg. U bring ons na groen weivelde. Here, en U rus vir ons toe om ook vir U daarin te volg. Om ons herders om te sien na die hele kudde, na die skape en die lammers. Here, help ons vandag om hulle te versorg wat dalk siek is, wat deur moeilike tye gaan. Mense wat dalk vandag voel dat hulle so misluk het, dat U hulle nie kan gebruik nie. Heilige Gees, maak ons oë oop, vul ons met U wysheid. Geef ons die gawe van onderskeiding, sodat ons werk as herders kan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en dan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.